Môre, wie gaan vandag getuig? Goed. Wat is je naam? Johan. Johan, heel graag. Ga je mic alsjeblieft. Kom maar. Leuk. Bonjour, Marcel, monsieur. Goedemorgen, good morning. Mijn naam is Johan Hoog, afhankelijk van Beaufort-West. Nou bly ek op 'n wynplaas in Somerset West. Ek is vandag hierso by 51 Kromstraat, Struisbaai. Ons was verlede Sondag was ons by Dominee Meyer, daar by Suidpunt gemeente. Waar Awie van Wyk al opgetree het. Nou Awie en my broer was in dieselfde klas 1967. Ek het prostaatkanker. En ek het al 1 hormoon inspuiting gekry. Nou wag ons vir prof met vir die bestraling en die chemoterapie. En ek wil maar net vra dat jy vir my sal bid. Psalm 23 en Psalm 91 is. Dis maar. Amen. Amen. Kom, bly so, wat is vir jou bid? Johan, bly so, wat is bid vir jou? Here, dankie vir my broer, Here. Dankie vir die gees wat lewe gee, wat binne in hom lewe, Here. Dat U vir hom die vrymoedigheid gegee het om op te staan en te vra vir gebed, Here. Is 'n man wat honger is en hy weet dat al genesing lê in U woord en in U gees wat binne in hom lewe. Here, U woord sê dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, is kragtig aan die werk binne in ons. Alle eer kom aan U toe in die kerk, Here, met U krag wat in ons werk. U krag wat in ons werk, wat oneindiglik meer kan doen as wat ons kan bid of dink. Ek bring my broer Johan voor U troon van genade, Here, en ek lê hom neer in hy lewende water. Laat dit deur hom spoel van kop tot tone en alle kanker en siektes en duiwels en booshede uit hom uit sal was in Jesus naam, want dit is ons erfporsie. Is genesing, ons is losgekoop van die las en die vloek van siekte en deur U bloed het daar vir ons genesing gekom en ek bring vir jou genesing vanoggend, Johan, my broer. Ek bring genesing vir jou in jou liggaam, ek bring genesing vir jou in jou verstand, dat jy sal positief dink en genesing sal dink. Nie aan kanker sal dink nie. Jy is gesond in Jesus naam. Amen. 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 Dankie. Ja? Nikki? Ek het so vroeër in die jaar gegaan ook vir toetse en toe sekere tellings ook het toe opgegaan, die vorige ding het gewys my nierfunksie is in die 40% en goede. En toe ons die uitslag kry, toe gaan ek na die Here toe en ek vertel hom 'n hele storie oor die uitslae. En toe toets hulle my nou weer in die week verby is, want hulle ek gou weer kom kyk of van die tellings hier nog geeskaleer het nie. Wat interessant is, toe ek nou weer by hom terugkom, toe is al my tellings normaal, my nierfunksie het nie 40 is, hardloop by die 70 nou, en 'n ander klomp tellings wat nie, my cholesterol wat te hoog is, gee my pille om dit te drink, om te help, die cholesterol is normaal, so daar het net iets gebeur in my liggaam, so ek vertel net vir julle, ek wil hê julle verstaan, God se wil is genesing. En moet net iemand vir jou vertel as God se wil, jy moet siek wees, hy wil jou iets leer nie. Die gees van God leer ons, nie kanker nie, okay? Amen. Die gees van die Here en hy het my gesond gemaak, hy is steeds die Here wat gesond maak, hy verander nie. Ons sussie wat hier sit het kanker gehad, is totaal gesond. Wie van julle wat hier sit, was al slegs siek en het gesond geword? Wys my gou. Hou jou hand hoog. Julle ouens kan maar rondkyk hoeveel hande is daar, waar die Here mense gesond gemaak het. So ons vertrou die Here vir jou vir 'n wonderwerk. Hy is steeds die Here wat gesond maak. Amen. Amen. Baie dankie, pastor. Amen. Lekker. Dit is wat ons preek hierso. Jy weet ek preek baie oor 2 Korintiërs 5 vers 20 en ons tree op as ambassadeurs.
Verstaan? God sê in Genesis 1, kom ons maak mense in ons beeld as ons verteenwoordiger. Verstaan? So as dit is wat ons is en hoekom ons gemaak is om die onsienlike sienlik te maak. Verstaan? Want alles in die skepping, alles is 'n spoken woord uit die geestesriem uit en dit het fisies geword. Verstaan? So ons is 'n manifestasie van die hemel. En siekte en daai goedes is nie van God af nie. Dit is nie 'n manifestasie van die hemel nie. Maar hy kan dit gebruik. Verstaan? Dis nie die einde nie. Ek dink waar ons faal, waar ons gaan dop, die toets gaan dop, is as ons dink ons huidige is ons toekoms. Verstaan? Ek dink aan Josef in die tronk nou weer. As hy moes gedink het die tronk is sy toekoms, dan het hy gedop. Maar hy het onthou die droom. Verstaan? Ons het die woord van God by ons die hele tyd waar hy sê ons is ambassadeurs, waar hy sê ons is gemaak in sy beeld. So dieselfde soos Josef in die put of Josef in die tronk, het ons ook 'n droom waaraan ons die hele tyd kan herinner word. Verstaan? So Josef het nie gevat dat sy huidige posisie in die tronk is sy toekoms nie, want dan sou hy gedop het. Hy het geweet van die droom wat hy gehad het. En so ons ook in ons lewe, daai kanker is nie jou huidige, die huidige is nie jou toekoms nie. Verstaan, dit is as ons gaan gefokus raak op die huidige en ons maak dit uit as maar dit is maar my lot. Dit is nie so nie. Die plek, die tronk van Josef was net die meeting place vir hom hy moes die cupbearer ontmoet daar. Want die cupbearer was sy ticket in die paleis in. Nie dat daai storie gaan oor die paleis, dit gaan oor Juda, maar either way, dit was nie baie keer gebeur goed in ons lewe en ons raak so gefokus op die tronk van daai situasie dat ons vergeet, maar God het die perspektief wat ek moet hê is God is net soos moenie daaraan dink as 'n tronk nie. Die persoon wat jy moet ontmoet is net daar in die tronk. Die persoon wat ek wil hê jy moet ontmoet, jou koneksie is in die tronk. So daarom gaan jy nou tronk toe gaan. Dis nie jou einde nie. As jy hoor wat ek sê vanoggend, dit is ons kan so geconsume raak met die situasie of die donkerte waarin ons vasgevang is, dat ons vergeet dat even toe Josef uit die tronk kom en hy sien sy broers wat voor hom staan en weet hy sê julle moet nie worry nie, dis nie julle wat my na toe gestuur het nie. God het my vooruitgestuur. Julle dink die put in die tronk, julle voel sleg daaroor. Hy sê maar dis God het my vooruitgestuur om julle te red. Selfs met Jesus, is dieselfde storie. En net so is jy ook gestuur in hierdie wêreld en jy's vooruitgestuur om situasies te red. Al gaan jy deur kanker, al gaan jy deur 'n put of 'n donkerte of 'n tronk of iets, soos wat Josef sê, moenie dat Paulus praat ook op van in sy briewe die hele tyd wat hy die gemeentes aanmoedig en sê moenie sleg voel omdat ek in die tronk sit nie. Ek weet nie as julle al dit gelees het in die Bybel. Ek is vooruitgestuur. En dit is hoe ons gesindheid ook moet wees in hierdie wêreld. Al gaan ons deur 'n put of al gaan ons in 'n tronk of al gaan ons deur iets moeilik en goed is, maar moet ons ook vir mense sê moenie net ontstel hieroor nie. Ek het laas Sondag daaroor gepreek van nog voordat jy in jou moeder se skoot was jou lewenswoorde al Psalm 139 wat hy sê, het dit al uitgespeel? Ken jy dit al? Verstaan, so my toekoms is God se verlede. Dit het klaar by hom gebeur. So daarin is ek confident, al gaan ek deur 'n dal van donker skare weer in hierdie wêreld, is ek oortuig dat soos, hierdie is nie my destiny nie. Ek is gepredestined vir goeie werke, soos wat Efesiërs in 2 sê. Verstaan, ek is vooraf uitgekies. Voor die grondlegging van die aarde is ek uitgekies in Christus Jesus. Ek weet nie, dit is 'n moeilike konsep seker om te verstaan, maar ons is so gekweek deur media en deur 'n wêreld en deur 'n tipe stelsel dat ons dink as dit nie goed gaan fisies nou hier in hierdie oomblik nie, dat ons is doen. En ons vergeet wat God se woord sê dat jou hele lewe is klaar uitgelê. Is klaar, dit is klaar vir jou gelewe. Jy groei daarin. Die tronk is net 'n plek, dit was net 'n meeting place. Soos wat ons na 'n koffieshop toe gaan vir 'n meeting, verstaan, so was die tronk net vir Josef 'n meeting place, vir die volgende afspraak. Want die ou wat die cupbearer,
die skinker gaan paleis toe gaan, onthou my, want ek gaan 'n droom kry, ek gaan die droom uitlê, en so, God werk, daarom sê Romeine 8, ek wil dit nou nie uit konteks uitneem nie, laat hy alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. So al gaan jy deur 'n dal van donker skaduwee, is dit wat dit kos dalk in hy seisoen van jou lewe, gaan hy dit ten goeie laat uitwerk vir jou. Want jy's vooraf afbestem. Jy's vooraf uitgekies. Jou lewe het nie vir God omkant gevang nie, want hy het dit klaar vir jou gelewe. Jou woorde het hy al klaar neergeskryf in sy boek. Jou hele lewe is klaar uitgeskryf. Jy moet net in kontak kom met die author van die boek. En dit glo, en dit dra. En dit kan sien dat hierdie operasie waar ek gaan nou, of hierdie ding waar ek gaan nou, is nie om my te vernietig nie. Dis net my meeting place vir die volgende season, vir die volgende stap in my lewe. Hier sit my ma, sy is genees van kanker. En sy sal vir jou sê, haar sit oom Dirk ook, hy is ook genees van kanker. Hulle sal vir jou almal sê, die grootste fight is nie die fisiese genesing nie, dis hierso. En dit is wat Jesus ook konstant sê die hele tyd. Julle denke moet vernuwe word, bekeer jou. Die woord bekeer beteken jy moet anders begin dink. Nuwe wyn kan nie in 'n ou wynsak gegooi word nie. Die wynsak is jou denke. Dokters ook, die dokters wat vir jou chemo gegee het. Hulle het gesê die belangrikste ding is as jy huis toe gaan, is jy met positief by in jou kop. So hulle erken eintlik die beste medisyne is hierso. En dit is die hele prediking. Dit is wat Jesus gebring het. Ek sê altyd hy het daai system update gebring. En die grootste boodskap is soos ek bring die oorspronklike skepping, die koninkryk van die hemel bring ek terug in aarde in. Ek bring heerskappy terug in mense in, sodat hulle kan heers oor omstandighede, sodat hulle nie geconsume sal raak as hulle in 'n tronk sit nie, soos Josef nie, of in 'n put val nie. Dat hulle sal heers oor dit en sal sien, hierdie is net 'n ontmoetingsplek. En dat ek onthou, ek het 'n droom. Ek onthou in Genesis sê ek is in sy beeld gemaak. Ek onthou hy het gesê dat ek is sy verteenwoordiger. Ek onthou in 2 Korintiërs 5 hy sê ek is 'n ambassadeur van die koninkryk. So as ek ambassadeur is van die koninkryk, dan kom my voorsiening nie van die aarde af nie, maar my voorsiening kom van die plek af van wie ek 'n ambassadeur is. Verstaan jy? Ek trek voordeel uit die land uit wat ek verteenwoordig. Wat in die hart nog nie opgekom het nie. Jy trek voordeel uit die land wat jy verteenwoordig. En ek lê eergisteraandoggend en ek lê en ek praat met die Here in die bed en ek sê Here, ek wil nie iets vir my vlees hê nie, ek wil niks. Ek sê vat my net in die gees en ek wil net die kerk. Ek sien altyd hierdie prentjies so, mense wat sit in die stoele hierso. En ek sê Here, wat wil jy sê? En hy vat my net gisteroggend en hy wys die kerk en hy soos in die volgende oomblik soos in 'n woestyn man. Dis halwe daai wat jy lê en idle, jy slaap as jy so half weg. En ek sien die woestyn en ek sien vir Jesus en die versoeking in die woestyn en hoe hy gevul is met die Gees en hoe hy net alle weerstand bied met die woord, want die woord het gesê en die woord verstaan en ek sien die volgende oomblik vir Moses in die woestyn en hoe God met Moses praat en hy sê Moses wat hom vra, wie is jy? En hy sê ek is wat ek is. Verstaan? En die Here sê net maar wie is ek vir jou? Want dit wat jy my maak, dit gaan ek vir jou wees. In die Ou Testament was dit of Yahweh Rapha of Yahweh Nissi of verstaan of El Shaddai. Daar het soveel name gehad vir elke seisoen wat hulle gehad het. Hy moes of 'n geneeser of 'n provider wees of die God meer as genoeg of verstaan al daai goed is en die Here sê vir my julle hou van my. Jesus kom en ek praat met hom. Ek is in gebed met hom en ek chat, ek weet nie hoe om te beskryf. Almal bid seker maar anders, maar ek sê hy sê maar is ek jou koning? Ek sê ja, jy is my koning. Hy sê onthou mense is mal oor my. Almal hou van Jesus. Maar hulle het 'n probleem daarmee as hy hulle koning in hulle lewe is. Almal hou van Jesus want ek kyk na die kerk.
Ek sien die kerk en ek sien hoe mense almal Jesus gebruik vir 'n one-way ticket to heaven. En Jesus is soos, maar dis fine, dan is ek net dit vir jou. Wil jy hê ek moet jou one-way ticket to heaven wees? Dan gaan ek met dit wees vir jou. Maar hy sê, 'n persoon het al op die bord ook geteken hierso, dan teken hy mediese fonds, karpaaiement en huispaaiement en al daai goed is maak as jy hele blok en goed is en dan iewers hier in between is kerk op Sondag en die Here ook staan al die kompartemente en goed is en dan hy sê ons doen dit so baie dat ons maak hom deel van ons lewe. Hy wil nie deel wees van jou lewe nie. Hy wil jou lewe wees. Verstaan? Hy wil die alfa, die omega, die begin en die einde. Dit wat is, dit wat was en dit wat kom, dit is alles buite tyd. Hy is God. Hy is El Shaddai, hy is Rafa, hy is alles nou in Jesus Christus vir jou. Maar ek is paad by die Here en hy sê vir my met die kerk gebruik hom net as 'n one-way ticket to heaven. Hier en daar staan 'n ou uit wat hom actually koning gemaak het van sy lewe. Want alles filter deur hom. Alles filter deur hom. Alles filter deur Jesus. Nie net op 'n Sondag nie net op 'n Woensdag by 'n Bybelstudie of nie net op 'n 5 minute in die oggend as jy jou koninkryk manna luister nie. Jou hele lewe filter deur Jesus Christus, deur sy gees. Die gewig van hom is ontsettend swaar in jou lewe. Nie dat dit 'n las is nie, maar die waarheid daarvan. Ek dink toe aan my en Jessica se huwelik. Jy weet, ons sit ook altyd perfekte, ons beklei ook baie keer en stry en goeders en altyd, maar daar's 'n gewig van waarheid wat tussen ons hang wat jy nie kan ompraat nie. Wat altyd maak as jy weet jy wat ek was verkeerd. Ek het nou gestry oor kom stront te goed. Verstaan? Net om te lewe dat jy nie daai gewig kan miskyk nie. Verstaan? Dis iets dit is. Die gewig van Christus hang altyd. Jy bepaal hoe swaar hy moet hang in jou huis, in jou huwelik, in jou finansies, in jou besigheid, of whatever. Wat is hy vir jou? Want dit wat jy al maak, dit gaan hy vir jou wees. Maar hy wil jou alles wees. Want jy is die verteenwoordiger van dit wat hy is. 2 Korintiërs 5 vers 20, ek tree op as 'n gesant van God in Christus Jesus. Ek is sy verteenwoordiger. Ek is dood, hy het opgestaan, is hy wat lewe, nie ek nie. Die gewig van dit, wat jy saam met jou dra, die verantwoordelikheid, daarom kan jy nie doen wat jy wil doen nie. Is massive. Ek net nou in die worship dink ek aan hierdie stukkie in Kolossense 1, want dit is eintlik so goed hierdie, vanaf vers 15. Hy sê die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep. Alles wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en alles in die hemel met homself versoen. So
parelvolstuk daar. Alles in die hemel, alles op die aarde, het hy met homself versoen. Jy, jou huishouding, alles op die aarde, alles in die hemel is ingeweef. Dis hoekom Jesus kom en hy bid, hy sê, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit is nie net 'n dingetjie wat ons sê op 'n Sondag in die kerk nie. Jy is 'n manifestasie van die hemel op die aarde. Jy is 'n verteenwoordiger van God op die aarde. Jy is wonderfully en fearfully gemaak. Jy is nie nog 'n mens wat in die verbygang is op hierdie aarde nie. En hy sê, alles is vir hom en deur hom gemaak, vers 16. En hy sê, en vers 17, deur hom word alles in stand gehou. Ek kyk die afgelope 2 oggende, die sonopkoms. Ek weet nie so fyn dit kyk dit nie. Dit lyk asof die lig aan die brand is, met die wolke en die goed is. En ek is soos, ja, alles word deur hom in stand gehou. Die woord is so waar. Verstaan, as die hele skepping vir duisende jare konstant die hele tyd dieselfde is. Want die wêreld praat van global warming en al daai goeters en ek persoonlik glo nie daarin nie. Ek glo hierdie aarde is perfek gemaak en hy word deur Christus Jesus in stand gehou, nie deur die wêreldse inligting nie. God hou hom in stand. Die son het nog nooit op 'n ander plek opgekom as waar hy moes opkom nie. Dit het nog altyd gereën. Alles werk nog steeds perfek vir duisende jare. Dit word deur hom in stand gehou. En as ek 'n verteenwoordiger is van dit, as ek die hoofskepping is in hierdie aarde, dan weet ek, moet ek vir myself sê, word ek in stand gehou. Is ek nie tot niet nie. Gaan ek nie na doom en gloom toe nie. God hou my in stand, want hy het my gekies vir 'n doel. Ek is sy verteenwoordiger, ek is sy ambassadeur, ek lewe uit die koninkryk van die hemel uit, want dit is waarvan ek 'n ambassadeur is. Dit voorsien vir my en dit sal my in stand hou, solank ek dit glo dat ek verteenwoordig die hemel. Maar dan moet jy dit glo. Dan moet Jesus jou koning wees. Wat ook al jy wil hê, hy moet vir jou wees, gaan hy vir jou wees. As jy glo, hy is jou koning, en as jy glo, Romeine 6, dat jy is dood, saam met hom in sy dood, en opgestaan saam met hom in sy opstanding, dan moet jy dit glo, dan moet jy dit aantrek. Dan moet jy confident met dit lewe. Dat ek is dood, en dis hy wat lewe. En hierso sê Kolossense, maar alles word deur hom in stand gehou. En ek is dood, maar ek lewe saam met die ou, die koning van konings, wat deur alles in stand gehou word, dan gaan hy my behoue hou. Die probleem is, dit lê in die kop. Die probleem is, ek glo my huidige toestand is my toekoms. Die tronk is my toekoms. Dit is nie. Dit is 'n leuen. Vernuwe jou denke. Maak dit gehoorsaam aan Christus Jesus, soos wat Paulus sê. Want hy sê, alles is deur hom en vir hom gemaak. Wat 'n geleentheid is dit nie? Alles is deur Christus vir hom gemaak. En die skepper kom aarde toe, hy het mens geword. Johannes sê, ons kon hom sien, ons kon hom hoor, ons kon hom vat. En hy gaan dood vir jou aan 'n kruis en hy betaal die prys en jy word gedoop en jy het die geleentheid om ook dood te gaan saam met hom en op te staan en te heers saam met hierdie persoon, Jesus Christus, die een wat deur alles gemaak is, alles geskep is en deur alles in stand gehou word. Jy is een aan een met hom. Is jy in 'n slegte posisie? Nee. Al slegte posisie waarin jy is wat jy dink. Die leuen wat jy glo. Jy is gesond. In Christus Jesus. Glo dit. Vernuwe jou denke elke dag. Wetenskap het bewys dat 'n mens word elke dag met 1 miljoen neurons, breinselle wakker, elke dag. Jesus het die wetenskap al lank vooruit geken. Hy het geweet, as hy sê, bekeer jou, verander jou mind, het hy geweet, want hy het dit geskep. Hy weet wat hier aangaan. Hy weet jy word elke dag wakker met 1 miljoen nuwe neurons in jou brein. Soldate wat reg staan vir 'n opdrag om te sê, wat gaan jy vir my gee om te dink vandag? O, ek het kanker? Okay, nou doen dit oor 'n lang tydperk. Gee 1 miljoen breinselle 'n opdrag elke dag vir oor 'n tydperk van 'n jaar en sê jy het kanker, dan kan ek jou garandeer jy het kanker. Want dis die opdragte wat jy vir dit gee. Maar gee vir daai miljoen breinselle wat jy elke oggend wat God vir jou gee uit genade uit vars opdrag en sê ek is gesond, ek het nie kanker nie.
en jy doen dit oor 'n tydperk van 'n jaar, kan ek vir jou garandeer, is daar so 'n highway geploeg in jou brein, wat jou liggaam die kanker uitstoot, en jy sal genees wees. Dis die ability wat God in jou gesit het. Alles wat jy wil hê, hy moet vir jou doen, het hy reeds vir jou gedoen aan die kruis. Jy's gevul met 'n lewendmakende gees. Jy's gevul met sy gedagtes. Daarom sê hy, die gedagtes wat jy dink, die vleeslike gedagtes, is teenstrydig met die geesgedagtes. Hy sê, dit gaan inkom, maar neem dit gevangene en maak dit gehoorsaam aan wat hy dink. Wat hy dink is sê, alles is deur my gemaak, vir my gemaak, en deur my word alles in stand gehou. Val in by dit. Jy is dood, jy het opgestaan saam met my, val in by dit. Maak dit gehoorsaam, die hele tyd, konstant, renew jy die mind. Want hy sê, ons word al hoe meer verander, om gelykvormig te word in die beeld van Christus. En as jy dit oor 'n tydperk doen, soos wat Paulus sê, hulle het gestap, en hulle kon nie uitmaak, is dit Paulus of is dit Jesus nie. So baie is sy mind gerenew. Dat hy confident was in sy preke, dat hy sê, volg my, want ek volg vir Jesus. Ons preek volg vir Jesus. Ons hoor nie meer predikers wat sê, volg my nie. Verstaan? So vol van Jesus, so geanker, gegrondves was hy in sy identiteit en wie Christus is. Pastoor het ook net daarvan gepraat van Immanuel met ons. En ons hou daarvan. Maar dit gaan two ways, verstaan? Dis God in ons, ja, en ons in hom. Ga gou daai Kolossense 1 vers 26 dink ek wat. Ja, vers 26. Hy sê Kolossense 1. Hy sê dit is die geheimenis van die eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is Christus in julle. En hy is die hoop op heerlikheid. En dan gaan jy om na hoofstuk 2 toe. Dan sê hy vers 9, dat hy sê, in hom, in Christus is die volle wese van God beliggaam. En in verbondheid met hom deel julle in sy volheid. Verstaan, dus jy is in Christus, en Christus is toegemaak in God, en jy is in die middel van dit. Dit is waar jy is. In Christus, hy in jou, verborge in God. Geen duiwel, geen siekte is supposed om jou uit te kom nie, behalwe dit wat jy toelaat hierso. En as dit kom, onthou jy die goed. As jy in die tronk kom, of as jy in die put, of as jy in die angs, of in die donkerte, of in die onsekerheid kom, onthou jy waar jou posisie is. Dat jy gaan net deur 'n ontmoetingsplek dalk. Maar ja, ons is so, ons hou van Immanuel met ons, God met ons en goed, maar ons vergeet baie keer dat dis ons by hom ook. Dis hy by ons, sodat ons kan dink, want hy het jou, Jesus het nie 'n probleem om een te wees met ons nie. Dis ons het 'n probleem om een te wees met hom. Hy sê in Romeine 8, sonde kan jy nie skei nie, niks kan jy skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus nie. Niks in hierdie skepping kan jy skei nie. So, dis nie vir God 'n probleem om een te wees met jou nie. Dis vir jou 'n probleem om een te wees met hom, want jy dink hierdie ding wat jy nou gedoen het, dit skei jou. Dit skei jou nie, jy dink nie meer aan die sondes van gister nie. Moet jy ook nie daar dink nie. Maak jou los van wat agter jou is, want jy het geen beheer oor jou verlede nie, maar jy het beheer oor jou toekoms. Stryk uit na wat voor jou is. Hy sê in Efesiërs 2 vers 6 sê hy sê daar, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in die hemel, 'n plek in die hemel gegee. Ander vertaling sê, he have placed us, seated us in heavenly places. Verstaan, so dis een ding, Immanuel met ons, maar dit is wat God wil hê ons moet dink, dat hy met ons is, maar hy wil hê ons moet ook dink soos wat hy dink. Hy weet hy is by ons, maar ons moet ook weet dat ons is by hom. Ons, as gevolg van Jesus wat vir ons dood gegaan het hy ons reeds geplaas in hemele plekke. Soos in die aarde, soos in die hemel, so ook op die aarde.
Ek gee vir jou die sleutels van die hemel, wat ook al jy daar bo opsluit, sê jy onder opsluit. Jy moet 'n mindset hê van, nie net hy hier nie, maar jy by hom ook. Is dit verkeerd as ek so sê? Want dit is hoe hy dink. Hy het nie 'n probleem om een te wees met jou nie, maar jy moet ook nie 'n probleem om een te wees met hom nie. Johannes 17 vers 24. Johannes 17 vers 24 sê Jesus in sy gebed: Vader, ek wil graag hê daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees. Nou, hoe werk dit? Dit is wat hy wil hê. Dat jy moet ook uit hemelse plekke moet jy heers. Die aarde is sy voetstoel en die hemel is sy troon. Wat hy daarmee bedoel is as hy staan, sy voete is op die aarde, maar sy denke is in die hemel. Hy heers uit die hemel uit. Hy heers die hemelse denke, ambassadeur van waar jy verteenwoordiger is, uit daai riem uit praat hy en manifesteer hy op die aarde. Jy is gepraat uit geestes riem uit. Jy is gepraat toe jy geskep is, het God gepraat uit die geesmens uit en hy het jou geskep. So jy is 'n manifestasie van dit. So as jy lewe op hierdie aarde en jy lewe, moet jy konstant in so 'n manier lewe. Jy manifesteer die onsigbare. Jy manifesteer die bonatuurlike. Die God van die heelal. Ek weet nie. Lees ek dit verkeerd of wat? Anderste is soos niks anderste as die Israeliete nie. Net in 'n ander gemaklike slaaf mentality. Ek wil nie so lewe nie. Ek wil nie net 'n gemaklike slaaf wees nie. Ek wil die volle erfporsie vat wat daar is in Christus Jesus. Jesus het gesê, nog groter goed gaan julle doen. En dan moet ons moet bold wees en confident wees om hierdie goed te begin te bedink en te mediteer op. Dus ons dink so inward, net fisies, ons geconsume met wêreldgoed. Ons gee nie meer kans om te droom en te dink aan hemelse goed hier. Soos waarvan ek kom en wat ek verteenwoordig en verstaan, so geconsume met plesier en dingetjies en goed. Ja, dit sal volg. Dit sal outomaties volg wat jy bly hier. Die lekker goed sal nie worry oor nie. Moenie dit jou lewe maak nie. Moenie dat hy net 'n stukkie koning is vir jou nie. Maak hom jou koning van jou lewe. En dan hy sê dan gaan hy dit wees. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Dis sy manier van rule, sy heerskappy, sy autoriteit. Soek dit. Maak dit jou missie, maak dit jou lewe en hy sê dan gaan al die goed en hom volg. Want alles is deur my geskep en vir my geskep en alles word deur my in stand gehou. En in verbondheid met dit deel jy in my volheid. Hy sê maak dit joune. Nie nog een langer sekond mors nie. Vat hierdie rykdom wat daar is in Christus Jesus. Die genade wat jy ontvang het, wat jy kry wat jy nie verdien nie. Elke oggend word jy skoon sluit wakker en yes. Ons kan nie vinger wys na God nie. Nie met so lewe nie, nie met so erfdeel nie. Ons kan vinger wys in die ou in die spieël wat nie sy denke wil vernuwe nie. Wat trots is en wat ander dink oor wat hy wil dink. Jesus bid, hy sê, Vader, ek wil graag hê daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees. Want net voor gaan lees weer Johannes 17, voor dit sê hy een met ons en ons een met hom, en hy het nie probleem om een te wees met ons nie. Hy weet die issue gaan kom, ons moet ook in hemelse plekke saam met hom heers, van daar af heers. Hy wil ook hê sy verteenwoordiger, sy ambassadeur, moet uit daai area uitdink. En groter goed doen as wat hy gedoen het op hierdie aarde. Filippense 3, ons gaan nou begin klaarmaak. Filippense 3 vers 17, is my so goed. Jy weet, Paulus, die ou wat sê nou maar, ek het baie sport gedoen, ek het 'n klomp trofees en goeders, sterkman trofees en rugby trofees en goeders wat ek daar in my kantoortjie het, nou 'n speelkamer vir die kinders, maar en ek het soveel prestasies en goed, en Paulus was die top fariseer geweest, verstaan,
hy het baie gehad. Die hoë kwalifikasie en baie prestasies, baie dinge en alles. Maar wat hy hierso sê is, gooi weg jou goede. Gooi weg daai wat jy dink jou so oulik maak. Hy sê hierso, maar wat vir my eers 'n bate was. En dit is die goeie nuus hierdie. Dis die gospel. Dit is om jy weet Johannes 2, die eerste wonderwerk ook wat Jesus gedoen het by die bruilof, wat die seremoniemeester sê vir hom, eers maar gewoonlik sit 'n mens eers die 'n goeie wyn voor en dan as die mense goed gedrink en dan sit die slegte wyn voor en gaan dan nie verskil agterkom nie. Hy sê maar jy het dit nou omgeruil. Verstaan? En dit is dit gaan nie kan opweeg. Die nuwe wyn gaan nie kan opweeg met dit wat jy al ervaar het in jou lewe nie. Jy kan nou maar dink, ja, is alright, ek gaan nog maar aankap, goed is. Maak hom koning van jou lewe, van alles. Laat hy die filter wees van alles wat deur in jou lewe gefilter word, goed of sleg. Moenie skaam wees nie. Ek is nie perfek nie. Ek het baie goed waarmee ek nog kort val, maar ek laat hom deur Christus filter. Dit voel horrible partykeer. Jy is skaam, maar dit kan nie op 'n ander manier gebeur nie, want ek kan nie vir hom wegsteek nie. Laat die gewig van Christus die senterpunt wees van jou huwelik, van jou besigheid, van alles. Die wyn wat daar gaan uitkom, kan nie compare met wat jy al beleef het in jou lewe nie. Dit bly net soos goeie wyn, net verbeter, beter met tyd. En dit gaan nie altyd sin maak nie, want as jy gaan kyk, dat hulle moes daai vate vol maak met water en hulle wyn gesoek. So dit maak nie sin nie. Die goed wat Jesus vir jou gaan vra baie keer gaan nie sin maak nie, maar dit gaan geloof kos om dit te doen. En dit was in daai, as jy daai storie gaan lees in Johannes 2, daai is oor die 600 liter wyn, wat hopeloos te veel is vir 'n troue. Maar dit was voorsiening vir 'n couple in need. Vir mense in need het God deurgekom en hy het hulle ontmoet. Hoekom? Omdat hulle vir Jesus genooi het na die troue toe. Jesus was nie 'n wedding crasher. Hy kom crash nie net in jou lewe in nie. Hy kom met invitation. Kom, ek wil jou my koning maak. Ek wil jou alles maak. Topgehalte, top notch goed wat daar uitkom. Hy sê Filippense 3 vers 7. Hy sê, maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Nou, te ken, jy weet, ek weet van Eben Etzebeth, as ek hom sien op die TV, Springbok speel nog goed, so, ek weet alles van sy lewe, maar ek ken hom nie. En dis wat baie keer in die kerk is ook. Mense weet alles van Jesus, maar hulle ken hom nie. Dan gaan dit nie vir jou 'n bate wees nie. En jy gaan daai redenasie seker maar ja, maar ek weet alles, ek doen hierdie en ek doen daai en goedes, maar dis nie vir my 'n winsie. Dis nie vir my 'n bate nie. Maar jy ken hom nie regtig nie. Jy het kopkennis van hom, ja. En maar dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor kopkennis nie. Dit gaan oor 'n vaste wete dat ek is een met hom. Dat alles is deur hom geskep en vir hom geskep en deur hom word alles in stand gehou. Dis 'n vaste wete as ek in 'n donker put of in 'n tronksel kom dat hierdie gaan tot my voordeel wees. Die heerlikheid van die Here gaan hier uitkom. Dis 'n geloofsding. Dis nie 'n kopkennis ding nie. Die kennis sal kom. Hy sal vir jou optop. He will redeem the time. Vra my, ek is al deur. Gewoon daai gewig van Christus in jou lewe. Wat jy nie kan. Alles moet deur hom gefilter word. Dis hoe jy hom ken. En dit is wanneer hy vir jou 'n bate raak. Dit is wanneer al daai vorige lewe, al daai goed wat jy dink is trofees in jou lewe, is niks werd dan nie. Ek reken my vorige lewe is absoluut, dit kan nie opmeet met die heerlikheid waartoe ek op pad is nie. Ek is gebore uit God uit nou. Dis die grootste wonderwerk. Ek is gebore nie uit die, soos wat Johannes 1 vers 12 sê, hy sê, maar nie uit mense drang nie, maar uit God uitgebore. So ek groei nog, ja, maar ek is oortuig van hierdie ding. Ek weet waartoe ek op pad is. En ek gaan deur 'n put, en ek gaan deur donkerte,
Maar ek maak dit nie my fokuspunt nie. Want ek weet ek is gepredestined. Ek is vooraf uitgekies, nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor hierdie hele ding bestaan het hy my uitgekies in Christus Jesus. En dis my confidence. Dit maak dat jy nie vrees het vir die lewe nie. As jy weet, ek is nie net hier per toeval nie. Ek is uitgekies lank voor hierdie aarde bestaan het. Is ek uitgekies in Christus, om Efesiërs 1, om geseënd te wees met al die seëninge wat daar is in die hemel. Geplaas saam met Christus in hemelse plekke. Jesus bid, Here, daar waar ek is, moet hulle ook wees. Ambassadeur, gesand van God. Al die goed filter deur jou hart, jou kop en jou lewe. Nee, raak nie geskit nie. Hy sê, want terwille van hom het ek alles prys gegee. Is soos in Filippense 8 vers 8. Terwille van hom het ek alles prys gegee. Beskou ek dit alles as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Is dit nog jou missie in die lewe? Om Christus as die enigste bate te kan kry. Maak hom jou koning. Nie net 'n stukkie in die oggend, 'n 5 minute koning nie, want dan gaan hy 'n 5 minute koning wees vir jou. Moses, wat is ek? Ek is. Wat ek wil jy wil hê, dit gaan ek wees vir jou. Hy sê vers 10, al wat ek wens, ek vind hierdie is 'n ou wat het professorsgraad in teologie gehad het, en alles man. Hy's taamlik ingelig. Hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken. Ons is so behep, al wat ons wil wens, is om te weet, goed, gaan ek my paaiement kan betaal aan die einde van die maand. In plaas van om die een wat deur alles geskep is en alles voor gemaak is en deur alles in stand gehou word en verbonde met hom, is jy gevul met die volheid van hom, om hom te ken. Maak hom jou koning. Maak hom jou alles. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te kan ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Min mense wil doodgaan. Ek praat nou van jou trots, jou pride om dood te gaan. By jou doop het dit gebeur, dood te gaan. Gelyk te word met hom in sy dood en dan so gelyk te kan word in hom in die opstanding. Wil jy, as dit 'n begeerte in jou hart, almal wil 'n begeerte hê om gelyk te wees aan Christus, maar niemand wil die afsterwe doen nie. Dis wat Jesus spreek, verander die wynsak. Jy moet die ou wyn, die nuwe wyn kan nie in die ou sak kom nie. Dis wat ons konstant probeer doen. Hy sê al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te kan ondervind en deel te hê aan die lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Opstandingslewe. Ek sê nie dat ek dit alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak. Omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Christus Jesus het gesterf vir jou aan die kruis, omdat hy het geweet wat God gemaak het. Hy weet wat jou toekoms is. Daarom sê Hebreërs, sê hy met blydskap, het hy nie teruggedeins van die skande van die kruis nie. Hy het jou gesien, nog voor die grondlegging van die aarde, het hy jou gesien, en hy het geweet wat sy lewe God gemaak het. Ek sê nie dat ek dit alles het nie. Vers 12. Maar ek span my in om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Hy het jou syne gemaak, sodat jy jou toekoms kan hê, omdat jy, hoekom jy gemaak is. Verstaan jy wat ek bedoel? Nou wat ek sê, jy is nie op pad om vernietig te word, jy is nie op pad om getoets te word, om alles van jou weggestrip word in 'n armoede, of verstaan, gestraf te word, die straf wat op Jesus het afgekom.
nie op jou nie. Hou op so dink. Dink oor winnaarsmentaliteit. Christus Jesus het die las op hom geneem, sodat jy nie daai prys hoef te betaal nie. Al wat ek wens is om gelyk te word in hierdie denkwyse, en die krag van sy opstanding te kan ondervind in my eie lewe, om geëen te wees met Christus, die persoon wat deur alles geskep is, en deur alles in stand gehou word. Ek wil daai denkwyse vir my aantrek. Ek wil nie worry of stres nie. Want die woord van God sê 365 keer, moenie worry nie. Moenie bang wees nie. Ek ken jou toekoms. Ek het dit klaar uitgesit, nog voor die grondlegging van die aarde is jy uitgekies in Christus Jesus, om geseën te wees met al die seëninge wat daar is in die hemel. Goeie nuus. Ons op pad heerlikheid na heerlikheid, glory, meer, Christus meer, heerskappy, koning, alles meer. Dis waartoe die kerk op pad is. Kom ons maak klaar, ek sien julle raak nou, ek begin julle aandag te verloor. Ek sê nie, ons sit Psalm 34, is nog so baie, ons gaan weer terugkom hiernaartoe. Psalm 34, ja, daar is baie goed waarheen ons gaan. Hy sê, Psalm 34 vers 20, hy sê, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, God red hom uit almal uit. Al kom maar hoeveel goed oor jou lewe. Hoekom doen hy dit? Want hy is committed in jou lewe. Filippense 1 vers 6 sê hy, hy sal tot stand bring dit wat hy begin het in jou, die goeie werk wat hy begin het in jou. Hoekom? Want hy het jou uitgekies voor die grondlegging van die aarde, hy ken jou toekoms. Dit is klaar uitgelê. Dis hoekom hy is committed daartoe. Al gaan jy deur hoeveel rampe, hy red jou uit almal uit, want hy is committed vir jou toekoms, met 'n purpose. Jy's 'n ambassadeur, jy's 'n verteenwoordiger, as 'n rede hoekom jy op die aarde is. Hy red jou uit almal uit. Wat moet dit glo die goed? Dan gaan jy agterkom hoe lekker is dit om te lewe. Hoe lekker is dit om op te staan, in die oggend te kan kyk, hierdie son opkom, so goed is om te besef, dus yes, alles werk perfek in hierdie system. Alles word in stand gehou, en ek is in die senter van dit. Gaan jy nie vir my ook in stand hou nie? Ja. Al gaan ek die rampe, jy red my uit alles uit. Al is die meetingplek in 'n tronk, so be it. Kom ons 'n musiekie of 'n ding. Ek wil nog een versie lees. 1 Korintiërs 10, hierdie ding het my opgekom gisteraand weer. 1 Korintiërs 10 vers 13. Weet hoe baie rampe daar is en goeders, hy red jou uit alles uit. En hier kom Paulus op en hy sê geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Dus dan moenie in jou kop hierdie goed maak nie. Ons doen dit in ons koppe, maar blaas ons hierdie goed, hierdie scenario's en situasies en lewensomstandighede blaas ons so groot op dat ons maak dis finaal met my. Paulus sê geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Daar het nie so iets met die kinders van God gebeur nie. Ons dink dit ja. Maar dit het nie gebeur met ons nie. Hy red jou uit almal uit. Voor die grondlegging van die aarde af is jy uitgekies vir hierdie fantastiese lewe waarin jy sit in Christus Jesus. Dis nie meer jy wat lewe nie, dis hy wat lewe in jou. Alles is deur hom en vir hom geskep. En deur hom word alles in stand gehou. En in verbondheid met hom, sê Kolossense 2 vers 8, dink ek, ja, sê hy, deel ek in sy volheid. Ek deel in daai instandhouding. Ek is nie weggeval nie. Ek weet nie hoe donker jou lewe dalk lyk, of wat is jou as jy is nie, maar jy is nie weggeval nie. Jy deel in die volheid van die instandhouder, die skepper. Jy tree op as 'n ambassadeur, as 'n gesant van die Allerhoogste. Jy sit op hemelse trone en jy heers oor omstandighede. Dit is net die samekoms van die geskare van geloof. Hoe
wonderlik is u gedagtes nie oor my nie, sê daar in Psalm 139. Hoe baie is dit nie, hoe wonderlik is dit nie, hoekom? Want hy is die meesterbouer. Hy sê, geen versoeking wat meer is, wat julle kan, wat 'n mens kan, wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Iets het nie met jou gebeur nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, as daar dalk 'n ramp kom, hy sê, red hy jou uit almal uit. Hy sê, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Maar kom dit altyd saam. Is altyd daar. Want hy het jou uitgekies. Hy ken jou einde. Hy ken jou lewe. Maak hom jou koning. Nie net 'n stukkie, nie net 'n Sondagoggend nie. Maak hom die filter van alles. Jy weet, ek en my pa het baie huise gebou hier op Stellenbosch. En jy kan nie net 'n huis bou voor die huisie klaar is. Sal jy wat ek bedoel? Daai plan moet geteken word, die perfekte prentjie moet opgerig word, die plumbing, die elektrisiteit, alles, dan moet hy ingaan, dan moet hy gaan vir inspeksie, dan moet hulle sien, die complete huis is klaar. Dan word hy gestamp en geapprove. As okay, let's go. Dis dieselfde met my en jou lewe. Is klaar, is geapprove, is gestamp. Die meesterbouer, die argitek het jou gemaak en geplaas op hierdie aarde. Klaar uitgelê. En ons grootste probleem is altyd om die werkers te kan laat insien, die prentjie. Soos, ek het die plan, ek sien die hele ding, ek sien die hele huis, ek sien alles. Maar baie keer gaan dit goed verkeerd en van die werkers doen goed verkeerd en want hulle sien nie saam met jou die prentjie nie. En Jesus Christus kom vanoggend en hy is die meesterbouer, die argitek van jou lewe wat jou klaar gepre-approve het en gedesign het en in hierdie aarde gesit het en 'n stamp of approval op jou gesit het deur die Heilige Gees. En ons moet net inval by die meesterbouer en sê ja Here, jy is koning van my lewe. Jy is Alfa en Omega. Ek sien nog nie die complete prentjie soos jy altyd het. Maar ek vertrou jou, jy is die hoeksteen, jy is die meesterbouer. Jy sien my prentjie, jy het my plan, my lewe gepre-approve, gepredestined vir goeie werke in hierdie aarde. Hoekom sal ek vrees? Hoekom sal ek bang wees? He sê vir my, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you, never leaves you nor forsake you. Dit is wat jy is strong, jy is courageous. Hoekom sal God vir jou sê, wees sterk en wees vasberade? Want dit is wat jy is, want dit is wat geskep is binne in jou, jy groot dit ook. Jy is die toppunt van sy creation. Jy moet vanoggend hier sit en jubel en juig in jou hart, dat jy die is wat gekies is om te kan lewe op hierdie aarde. Goeie nuus, amen. Ja, dankie Here, vir u woord, Here. Dankie dat u kan teruggaan op u woord, He. Dat ons hier kan vertrou op u woord, Here. Dat u woord sê, dit wat dit voor bestuur is, dit sal u behaag, Here. En vanoggend het u 'n woord uit u woord uitgegee vir ons, en u, ja, het soveel hoop en soveel drome kom losmaak in ons harte, Here. Goed wat begrawe was, goed wat ons gedink het is verlore en nooit vir ons beskore is. Hy was altyd 'n leuen. Dit is vir jou beskore vanoggend. Jesus is jou koning, hy is jou identiteit. Here, dankie dat u is ons identiteit. U is ons koning. U is ons Alfa, u is ons Omega, u is ons bouer, u is ons argitek, Here. U is ons dokter, u is ons loodgieter, u is ons elektriesien, u is die een wat vir ons krag gee, u is die een wat lewende water uit wat uitvloei. U is alles vir ons, Here. Ons sonder u is ons niks, ons is maar ingeënt by u. U is die ware wingerdstok, Here. Heilige Gees, help ons vandag, Here. Help ons in ons ongeloof, Here. Help ons. Dat ons vir u nie net sal sien as nog 'n bystander of net iets waarop ons knoppie kan druk, Heilige Gees, maar u is die lewende God binne in ons. U is die een wat lewe wek. U is die een wat ons rigting gee. U is die een wat heers deur ons. Jesus het gesê, daar kom 'n ander voorspraak.
iets beters. U het gesê, dis beter dat ek gaan. Want as ek nie gaan, ek kan nie voorspraak kom met die Heilige Gees. Halleluja. Dankie Heilige Gees dat U hier is nou. Hier sit mense vanoggend wat nie seker is of die Heilige Gees regtig in jou werk nie. Ek kan jou beloof die feit dat jy so dink is juist die bewys dat hy besig is om met jou te werk. As jy dit nie gedink het nie, dan was hy dalk nie daar nie, maar hy is daar nou. Dis hoekom jy daaraan dink. Neem elke gedagte gevangene nou in Jesus naam. Maak dit gehoorsaam aan Christus. Sê vir jouself, hierdie vlees moet onderdanig word aan die Gees mens binne in my. Heilige Gees, U doen 'n fantastiese werk nou binne in die mense. Iets wat nie ek kan doen, nie enig iemand anders nie, net U. Gebruik hierdie woord wat gesaai is vanoggend en hou aan met preek in hulle lewe. As hulle hier uitstap, hulle klim in hulle karre, whatever hulle doen. Net 'n bediening van die Gees. Ek sien 'n sagtheid wat jou oorval nou. 'n Sagtheid in jou liggaam. 'n Sagte gevoel dat net liefde van die Vader is vir jou. Net 'n confirmation vanoggend wat sê jy is sy verteenwoordiger nog steeds. Niks kan sy siening oor jou verander nie. Hy is mal oor jou posisie as gevolg van die Jesus in jou. Moenie jouself vernietig nou nie. Moenie jouself afkraak nie. Hy is mal oor die feit dat Jesus in jou lewe. Was nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Jy is vrygespreek deur die bloed. Dat die Gees jou bedien. Alle leuns wegneem. Waarheid van die Gees hier is. In Jesus naam. Amen. 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 Wees geseënd. Vrede vir julle. Amen. Amen.